Goed om weer saam met jou te lees uit 1 Korintiërs 6. Ons kom by vers 7 en 8. Hofsaake tussen gelowiges is 'n volslae nederlaag. Dit is reeds 'n volslae nederlaag vir julle dat julle hofsaake teen mekaar maak. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie besteel nie? Maar julle besteel en pleeg onreg en dit nogal teenoor broers. Ons weet nou al baie goed in hierdie verse dat dit gaan oor die lidmate in Korinte wat mekaar voor die wêreldse hof gesleep het. En wat Paulus nou in ons verse vandag sê is, dit maak nie regtig saak of jy die saak gewen het nie. Dis alreeds 'n volslae nederlaag, 'n totale mislukking, omdat jy jou broeder, jou suster in Christus voor die hof gebring het. So miskien het jy die regsaak gewen, maar Paulus sê, dit maak nie saak nie. Van die begin af het jy reeds verloor, want julle het as gelowiges, julle vervuil, julle heiligheid eintlik in die skande gebring, deurdat julle voor die onheilige wêreld se regbanke gaan staan het. In hierdie geval, waar die gelowiges mekaar voor die hof bring, sê Paulus, dis baie beter, dat julle veel eerder onreg ly, dat julle laat besteel. So as jou medebroeder of suster jou bedrieg, beledig, beskuldig, besteel, wat dit ook al mag wees, ly eerder die onreg. Eerder dit, as wat jy jou broeder of jou suster voor die wêreldse hof sleep. Nou dit gaan natuurlik so reg teen ons grein in, natuurlik, want dit is nie hoe mense dink nie, dis nie hoe ons van nature wil optree nie. Ons gaan glad nie eerder onreg ly nie. Ons gaan glad nie ons laat besteel nie. Inteendeel, ek gaan dit glad nie enigsins duld nie. As jy my onreg teenoor my pleeg, as jy my besteel, dan sal jy boet, dan sal jy betaal. Dis ons natuurlike reaksie. Ons gaan nie toelaat dat ons onreg moet ly nie. Ek gaan nie toelaat dat ek besteel word nie. Maar Paulus sê, dit is die basiese Christelike beginsel wat die Here Jesus Christus al klaar vir ons geleer het, daar in Matteus 5 in sy bergrede. Die Here Jesus Christus het vir ons gesê, vir ons geleer, dat ons veral onder ons as disippels van Christus, as medegelowiges, moet ons die ander wang draai. Dit beteken nie dat ons patetiese mensies moet word nie, mensies wat nou maar net toelaat dat almal by ons steel en dat ons so armsalig moet wees nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Paulus sê vir julle hier in Korinte, julle as medegelowiges, julle moet bereid wees om julle sogenaamde regte prys te gee. Dit geld tog vir ons as Christene, dis die Here Jesus Christus se leerstelling daar in Matteus 5, dat ons eie ego moet kruisig en eerder onreg ly, as wat ons al ewig op ons perdjies klim en elke Jan Rap in sy maat dagvaar. Dit is nie die Christelike gesindheid nie. Die Christelike gesindheid is nie om elke keer almal te laat boet wat enigsins net skeef in my rigting kyk nie. Veral wanneer dit kom by medegelowiges, moet ons des te langer met hulle uithou, des te meer met hulle en hulle gebreke en die skandes en die onreg wat hulle teenoor ons pleeg, moet ons geduld hê en moet ons veel eerder die onreg verdra. Ons moet dit eerder ly eerder onder die onreg van jou broeder of suster. Moet des te meer ons wang draai en nie oorgaan tot hofsaake en regters en wêreldse maniere om hierdie dinge op te los nie. As ons die onreg van ons broeder ly en verdra, as ons laat besteel deur ons medesuster, dan wen ons as Christene. Maar as ons oorgaan en hulle dagvaar en sleep voor die wêreldse hof, dan het ons klaar verloor. Maak nie saak wat die uitkoms van daai saak is nie. Die lidmate wat met hierdie hofsaake betrokke was klaarblyklik glad nie bereid om die ander wang te draai nie. Inteendeel, hulle wou hulle medebroeder, suster besteel, onreg pleeg. My afleiding is dat Paulus hier verwys na die hele regsproses. Dat hy nie hier spesifiek verwys na 'n misdaad in die gemeente nie. Dis duidelik dat hier 'n misdaad gepleeg word, een of ander vorm van onreg, maar Paulus sê nie presies wat die misdaad is nie.
So my afleiding is dat Paulus hier bedoel, die feit dat Christene ander Christene voor die onheilige regters bring, is alreeds op sigself die onreg. Dis 'n skande. Maar nou, so lyk dit, wil die Christene selfs geld maak uit hierdie hele proses. Deur die dagvaardingsproses wil hulle rykdom verwerf, rykdom verkry uit die ander een, uit die ander broeder, uit die ander suster. Ons het al in die Korinteërbrief gesien hoe belangrik dit is dat ons as gelowiges ons identiteit in Christus moet verstaan. En dis nou weer hier van toepassing. Wat is ons identiteit in Christus? Wie is ons? Wie is ons as gelowiges? Wie is ons as kerk? As ons weet wie ons in Christus is, en dat ons, soos ons in die vorige verse gesien het, eendag, wanneer die Here weer kom, oor kosmiese dinge gaan oordeel, dat ons die wêreld en die engele gaan oordeel, dan kan ons vir tyd en wyl die ander wang draai, veral as dit kom by my medebroeder en suster. Dan kan ek die onreg ly wanneer medegelowiges my beledig, beskuldig, besteel. Die kerk is van so ontsaglike hoë waarde en status, dat ons nie durf om haar te vervuil voor die wêreld of met die wêreld nie. Ons bid Vader vir 'n diepe besef van wie U is en wie ons is. Help ons om die ander wang te draai, veral as dit kom by onreg wat medegelowiges teen ons pleeg. Amen.